Goeiedag gemeente, dit is lekker om weer saam met julle te kuier en ek hoop dit gaan baie goed met julle. Ek hoop julle het vanoggend se aanlyn diens saam met ons geniet en ook dat julle nou al begin feesvier het vandag, want ons het 'n rede as kinders van God om fees te vier. Jesus lewe, die graf is leeg. Nou vandag gaan ons 'n bietjie kyk na ons Bybelstudieplan ook en ons is op die oomblik by Kolossense 1. En dit is my 'n vreeslike mooi hoofstuk hierdie wat jy gerus heeltemal deur kan lees van begin tot einde. Ons wil julle eintlik aanmoedig om dit ook te doen en nie net te luister na die stukke wat ons uithaal nie. Maar as ek gaan kyk na Kolossense 1, dan sien ek 'n paar mooi goeders raak. Die eerste ding wat ek raak sien is hoe Paulus besig is om in te tree en te bid vir die gelowiges. Hoe hy besig is om te bid en vir die Here te vra dat hy saam met die gelowiges sal wees, sodat hulle die vrug van hulle bekering sal dra. So hierso sien ons wat Paulus ook dan wil hê ons moet doen. Ons moet dan ook vir die ander mense, vir ons medegelowige boeties en sissies intree en vra dat God hulle ook so sal help, soos wat Paulus vir ons ingetree het en vir die gelowiges van daai tyd ingetree het. So Paulus is hier besig om te bid en te vra dat hulle die vrug van hulle bekering sal dra, dat hulle dade, hulle aksies, alles wat hulle doen, regtig op 'n manier vir die Here sal verheerlik en dat hulle die Here sal raak sien in hulle aksies en die dinge wat hulle aanpak en doen. Maar Paulus bid ook verder en op 'n later stadium sien ons hoe Paulus besig is om te bid dat die Here wysheid en kennis aan die gelowiges sal gee. Nou wysheid en kennis is iets wat ons almal verskriklik baie nodig het. Nou hoekom sal Paulus dit vir die Here vra? Hoekom sal hy bid vir wysheid en kennis vir hierdie mense? Want die ding is, ons is nie net altyd in 'n veilige spasie en in maklike omstandighede in ons lewens nie. En dus het ons dan van die Here af wysheid en kennis nodig om selfs in moeilike omstandighede wat ons nie uit ons eie uit kan beheer of wat ons nie heeltemal weet hoe om te hanteer of op te tree in nie, het ons dan die Here nodig om ook vir ons dan wysheid en kennis te gee, sodat ons ook op 'n goddelike manier dan kan handel en kan wandel in alles wat ons doen. Maar hierdie is nie die fokus wat ek vandag met julle wil deel nie, daar is 'n verdere gedeelte wat ek eintlik vandag wil uitlig. En as jy bietjie gaan verder kyk na Kolossense 1 en jy gaan kyk daar naby vers 15 se kant, dan sien jy die opskrif sê 'n lied oor die heerlikheid van die Seun. So hierdie lied is 'n baie mooi lied en ek gaan nie die hele lied lees nie, maar ek gaan net een vers uit hierdie lied uithaal wat ek graag wil hê ons moet aandag aan gee en op moet fokus in hierdie sessie. Nou, in Kolossense 1 vers 16 lees ons die volgende. Omdat God alles deur hom geskep het, ja, alles in die hemel en op aarde, die dinge wat gesien kan word en die dinge wat nie gesien kan word nie, of dit nou konings, of heersers, regeerders of magbehebbers is. Hierso is die een waarop ek wil hê ons moet fokus. Alle dinge is deur hom en vir hom geskep. So as ons kyk na wat die Bybel vir ons leer, dan leer hierdie gedeelte vir ons iets baie belangriks en dit is dat ek en jy, broer en suster, deur God geskep is en ons is vir God geskep. Wat beteken, ons is gemaak, ek en jy is gemaak om met ons lewens God te verheerlik, sy naam groot te maak, hom trots te maak, 'n glimlag op sy gesig te sit met die manier hoe ons optree en met die manier hoe ons leef. Dit is hoekom ek en jy gemaak is, maar God forceer dit nie af op ons nie. Al is dit waarvoor ons gemaak het, gee hy ons nog steeds die vrye wil om hom te kies, om nader te kom aan hom en om dan die vrug van die Gees in ons lewens toe te laat, om ons doen en late te verander. Nou dit is wat ek graag wil uitlig vandag, maar ek wil julle ook los met die vraag, en dit is jou lewe besig om eer aan God te bring? Is jy besig om te leef soos 'n kind van die lig, iemand wat gered is deur Jesus Christus? Nou ek hoop dat hierdie julle laat dink en totdat ek en jy weer kuier, hoop ek dat julle veilig is, dat dit goed gaan met julle en dat julle almal goeie gesondheid sal hê. Lekker dag verder.